Goeiemôre aan almal en baie welkom by ons erediens, die tweede erediens van die jaar 2026. Wat 'n voorreg om hierdie tyd weer saam te kan spandeer. En geliefdes, ek voel dat ek dit daarom net vir julle ook kan oordra, maar ek hoop dat julle 'n geseënde Kersfees het en voorspoedige nuwe jaar. Ek het onlangs met iemand bietjie gesels om te vra, maar wanneer is die afsnypunt van wanneer 'n mens nou nog vir iemand kan sê voorspoedige nuwe jaar? En ek dink ons albei het toe so om en by besluit, ek dink ons kan die hele Januarie sommer daarvoor gebruik. Maar geliefdes, hier van my kant af hoop ek werklik dat dit 'n besonderse tyd vir julle was, of dit met vriende of familie gespandeer was, maar bo dit alles laat dit vir julle net 'n geleentheid was om nader aan die Here te beweeg. So geliefdes, ek deel gou graag net 'n paar afkondigings. Die kategese hervat weer volgende Sondag. Dan gaan ons vir so 2 Sondae gaan daar geleentheid wees vir registrasies en so indien julle kinders daar by die huis het of julle van mense weet, geliefdes, meer as welkom. Julle kan hulle bring, ons gaan weer 'n lekker tydjie saam met hulle hê en ons gaan 10-10-1 volgende week weer ietsie kreatiefs doen, maar ek wil nou nie te veel oorlaat nie, julle gaan maar kerk toe moet kom om te sien wat dit is. En geliefdes, dan vir die bietjie ouer generasie van ons gemeente, die kuierhoekie hervat ook weer hierdie komende Woensdag met 'n lekker bring en braai. Nou oor die afgelope ruk is daar al 'n hele paar nuwe intrekkers by ons, die van julle wat dalk oor die internet inskakel en naby bly, maar nou nog nie so betrokke by die verskillende aksies geraak het nie. Die kuierhoekie is ons bejaarde gemeentes. Ek het vanoggend doodseker gemaak, so om en by van 50, 55 jaar en ouer. Iemand anders het weer gesê, maar die wie by die huis sit en rustig is meer as welkom om hierdie geleenthede by te woon. Basies 1 keer 'n maand kom almal bymekaar en ons eet lekker saam, ons kuier bietjie, partykeere is daar oulike temas wat oorgedra gaan word. Later in die jaar gaan ons ook na spesifieke kos kyk en allerlei sulke tipe goed. So geliefdes, indien julle geïnteresseerd is hierin of graag betrokke sal raak by die kuierhoekie, kan julle vir my of vir Dominee Bram of vir Linda by die kerkkantoor direk kontak. Maar geliefdes, dit ons afkondigings, kom ons begin vandag se erediens in die teenwoordigheid van die Here en ek lees vir ons 'n wotum. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enige seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun en die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, dankie dat ons as gemeente weer by mekaar kan uitkom. Here, so deur middel van die internet, dat ons saam kan inskakel en ook net weer eens tot U kan nader. Here, ek vra asseblief wees met elke liewe een wie inskakel. So met die begin van die nuwe jaar, Here, waar daar ook baie uitdagings vir hulle dalk mag wees, onsekerhede en bekommernisse. Here, die lewe in die wêreld van vandag is nie maklik nie. Dis uitdagend, dit kry ons onder. Daar's soveel struikelblokke en soms wil ons maar net ons hande in die lug opgooi en sê, wanneer stop dit? Wanneer is daar vir ons ruskans? Wanneer kan ons bloot net bietjie herstel? Here, ek vra asseblief vir elkeen wat dalk so voel, dat U hulle styf teen die bors sal vasdruk. Vir hulle die boodskap net weer sal kom bevestig, maar hulle is nie alleen nie. U staan hulle by, U hou hulle vas, gee nie om wat ons aardse omstandighede is nie. Dankie vir die vertroosting wat ons by U kan vind. Dankie vir die liefde wat U elke dag vir ons kom wys. Dankie vir die genade wat ons kom oorweldig. Dit wat ons nie verdien nie, Here, kom gee U steeds vir ons. En daarom prys ons U naam en dank ons U dat U die waarheid kon deurdring tot ons harte. Maar Here, so met 'n nuwe jaar vra ons dat ons nigter sal dink, dat ons uit sal reik na U toe, dat ons U sal deel maak van ons lewe, van die planne vorentoe, en dat ons nooit van U alleen of van U sal laat gaan nie. Here, baie kere kry ons hierdie idee dat U ver weg is, dat ons sukkel om U teenwoordigheid te ervaar, en baie kere is dit ons, wat sonder dat ons daarvan bewus is, weggedraai het van U. Help asseblief dat alles wat ons doen, Here, 'n testament sal wees van U liefde en U genade, dat alles wat ons doen, ons verhouding met U sal verdiep en sal versterk.
En Here, laat ons nooit sal twyfel oor waar U is, of oor U liefde, of oor die opoffering wat U vir ons aan die kruis gewys het nie. En Here, dankie dat ons weet, maar met enige iets en met alles, kan ons na U toe keer. Baie kere waar ons so onseker is, baie kere waar daar twyfel in ons harte is, oor dit wat ons dalk verkeerd gedoen het. Here, ons weet, U verwelkom ons geen nie om wat nie. Soos Romeine 8 al te mooi sê, Here, daar's niks wat ons kan skei van U liefde. Die liefde wat U vir ons aan die kruis kom wys het nie. Help asseblief, laat ons die vrymoedigheid wat ons het, om U en U genade troon te nader, laat ons dit sal benut. Dat ons weet, my Here, ons moet met alles, ons sorge, ons bekommernisse, ons troos, ons vreugde, ons hoop, met alles moet ons na U toe kom. En dat ons weet, Here, nie net luister U nie, versterk ons verhouding met U. Dit help dat ons 'n pad saam met U kan stap. Here, dankie daarvoor. Seën ons, Here, versterk ons, en help ook so dat die boodskap vandag sal deurdring tot ons harte. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag, let wel, dit gaan eers aan die einde van die erediens wees. Ons gaan 2 gedeeltes uit Lukas lees en dan ook een uit Romeine, uit pragtige gedeeltes, maar dit sal wel later op die skerm verskyn. Ons tema vir vandag, iets wat nou al vir 'n geruime tyd op my hart druk. Moenie die kersboom te gou afslaan nie. Nou, ek weet sommer dat hier 'n hele klompie van julle hierop reageer en sê, dis ongelukkig so bietjie te laat, dit is klaar gedoen. Alles wat 'n kersversiering is al in bokse geplaas, die boom is uitmekaar gesit, ook toegedraai, hoe ook al julle dit nou sal bære, maar dit is ver weg in die huis weggebêre, waar dit vir die om en by volgende 11 maande nooit weer sonlig sal sien nie. Ai tog, die arme goed. Maar geliefdes, dit laat 'n mens tog dink, wanneer is die gepaste tyd om die kersboom en al die versierings weg te bære? Waar word die lyn getrek? Hoeveel dae na Kersfees? Is dit 'n goeie tyd om te kan sê, maar nou keer ons weer terug na normaal toe? Is hierdie mentaliteit om terug te keer normaal toe korrek? Amper asof Kerstyd buite die norm is. Nou, hier moet ek erken, as baie fasette van Kerstyd, wat absoluut buite die norm is. Maar alles? Ietsie waaraan julle so lank kan dink, ons gaan bietjie later terugkom hierna. So geliefdes, wanneer moet die kersboom en al die ornamentjies en die opblaasversierings weggebêre word? Wel, dit alles hang af wie 'n mens vra. Mens gaan verskillende antwoorde kry. Party mense, alhoewel hulle in die minderheid is, sal sê, maar sodra Kersfees verby is, as dit die 25ste die aand 1:12 slaan, dis te lank, die kersboom is sommer besig om ongeskik te wees, ons moet van daai ding ontslaa raak. Baie sulke mense, hulle 26ste is klaar op die kalender uiteengesit vir hulle gaan die kersboom en al die versierings gaan hulle wegpak. Hulle wil so gou as moontlik weer terugkeer na normaal, as ek daardie bewoording kan gebruik. Ander mense het weer 'n ander vertrekpunt, en hulle sal sê, maar dit is nie so belangrik watter dag of watter datum die kersboom weggebêre word nie, solank dit darm net gedoen word voor die einde van die jaar. Die kersboom beweeg nie saam met ons die nuwe jaar in nie, en die denke hier agter is, maar Kersfees is tog nou verby. Ons is nou besig om iets nuuts te vier, 'n nuwe jaar wat aanbreek. Ander mense het weer die mentaliteit en hulle sal sê, maar dit word opgeslaan wanneer dit opgeslaan word. Daar's nou nie 'n spesifieke denkwyse rakende hierdie hele proses nie. Eendag word ons net wakker en as dit asof so stemmetjie hier in die agterkant van ons koppe sê, vandag is die dag. Kry almal gou bymekaar, nou gaan ons skoonmaak. Daar is nie die regte of die verkeerde dag vir wanneer ons dit kan doen nie. Daar is nie die perfekte datum vir wanneer al hierdie goed moet gebeur nie. Wel, volgens kerklike tradisie, kerklike geskiedenis, is daar eintlik 'n paar opsies, 'n paar datums om van te kies. Ek deel graag met julle. Die eerste opsie, wat in baie verskillende kerke, vroeë kerke, beskou is as 'n goeie dag om al die kersversierings en so weg te bære, is die 6de Januarie.
Het staan bekend as die fees van Epifanie. Ek gaan nie vandag te veel daaroor preek nie, net kort en kragtig opgesom. Die fees van Epifanie handel oor Jesus se heerlikheid, wat aan die 3 wyse manne bekend gemaak is, toe hulle hom gaan besoek het. Julle kan gerus daarvan lees in Matteus 2, vers 1 tot 11. Maar baie kerke sê, maar die 6de Januarie is die perfekte dag, om dan alles af te slaan, weg te bære, en dan so weer aan te gaan. Die tweede opsie, as die 6de Januarie bietjie te vroeg is, kan julle die 11de Januarie alles afslaan. Want hierdie dag staan bekend, en dit is ook vandag, as die fees van Jesus se doop. Het verwys nou, toe Jesus ouer was, en toe hy deur Johannes die Doper gedoop was, en hy sy rol as Christus aangeneem het. Julle kan gerus daarvan lees in Matteus 3, vers 13 tot 17. Hierdie word ook deur baie kerke beskou as 'n goeie opsie om al die Kersversierings weg te bære. Maar, kom ons sê die 6de en die 11de Januarie is nog bietjie te vroeg vir julle. Dan is daar nog 'n datum wat 'n bietjie later is, en dit is die 2de Februarie, wat bekend staan as Maria se reiniging of die opdrag van Jesus in die tempel. Hierdie gedeelte fokus op 40 dae na Jesus se geboorte, was hy tempel toe geneem, en daar het die profete Simeon en Anna hom gesien en hom herken as die Messias. Hulle het die Here se naam verheerlik. Julle kan gerus daarvan lees in Lukas 2, vers 22 tot 38. Maar hierdie word deur meerderheid kerke, die groter kerklike tradisie en geskiedenis gesien, as die laaste kans, vir wanneer ons van al die Kersversierings en so kan ontslaa raak. Interessant, is dit nie? Nou het elkeen van julle ook 'n antwoord tot eintlik 'n nuttelose vraag. Wanneer moet die Kersboom weggebêre word? Maar geliefdes, wat vir my vandag belangrik is nie wanneer julle Kersversierings en al daardie dinge wegbêre nie. Ek gaan nie na verloop van die erediens almal van julle vinnig 'n laaitjie gee, net om te hoor, wanneer het julle Kersversierings afgehaal? Was dit op die 6de? Wonderlik 10 punte van julle. Is julle van plan om dit vandag te doen? 10 punte vir julle. Maar indien nou nie een van daai twee nie, ekskuus, kan ek nou ongelukkig nie volpunte gee nie. Nee, dit steur my in die minste. Wat vir my wel belangrik is die ware boodskap van Kersfees, wat hiermee gepaard gaan, en of dit dalk nie al klaar saam met die Kersboom en al die Kersversierings in bokse weggebêre is nie. Laat ek verduidelik wat ek hiermee bedoel. Die liggies, die Kersboom, die opblaasversierings, die ornamente, hoe ook al julle huise of 'n spesifieke kamer versier het. Dit is nie Kersfees nie. Alhoewel dit so deur die verbruikersmark en die samelewing van vandag as so geadverteer word. Kersfees is nie hoe ons huise versier nie. Maar as ek kan uitbrei op hierdie beeld, hierdie metafoor, Kersfees is eerder hoe ons harte versier met die ware boodskap van Christus. Al die liggies en die versierings is bloot hulpmiddels tot voorbereiding tot wat Kersfees werklik is. Dat wanneer ons die liggies en al die verskillende versierings sien, dat ons outomaties die verbintenis maak, maar my Here leef, my verlosser is gebore. God het self mens geword. Sy lig het soos 'n helder lig in hierdie donker wêreld vir ons kom skyn. Sy liefde is aan ons bekend gemaak, toe hy gebore is en daar in die krib gelê het. Maar baie belangrik, sy liefde is nie net aan ons bekend gemaak in die krib nie, maar ook aan die kruis. Dominee Braam het onlangs uitgelig, die geboorte van ons Here Jesus Christus moet nooit geskei word van sy lewe en van sy kruisiging nie. Of in ander woorde, ek is baie lief om dit so oor te dra, die krib moet nooit aanskou word sonder die kruis nie. Maar ongelukkig is ons in 'n wêreld vasgevang waar Kersfees grootendeels net fokus op Jesus as kindjie, die liewe Jesus. En die rede daarvoor is, die Kersverhaal is oorromantiseer. 'n maklike toets wat ons sommer almal dit saam kan doen, daar net waar jy sit. Vir 'n oomblik, maak gou julle oë vir my toe en dink terug aan daardie aand, hoe julle dink
dit moes gelyk het, hoe alles moes gebeur het toe Jesus gebore was. Visualiseer dit gou. En ek gaan net so 'n paar sinne sê terwyl julle oë toe is, net om bietjie te help met hierdie proses. Wat sien julle? Wat staan vir julle uit? Wat is dalk uniek of pragtig? Sien julle die hooi wat al te netjies op die grond uitgesit is? Sien julle die stal? Hoe pragtig lyk die stal nie? Hoe mooi is dit nie aan mekaar gesit nie? Hoe mooi lyk almal se klere, doen dit nie, netjies, amper asof dit nou net gestryk was. Hoe lyk die beligting? Is dit darm helder genoeg? Ek neem aan dis seker nie te donker daar waar hulle is nie. Wat van die diere? Haai, die ou skapies, die donkies, die kamele, die beeste, hulle almal staan reg rondom Jesus. So nuuskierig, amper asof hulle met Jesus bietjie wil gesels. En as jy bo-op die stal gaan kyk, haai, kyk wat sit daar. 2 engele. En die een engel is sommer besig om 'n spierwit duif vas te hou, soos hulle neerkyk na Jesus en glimlag. En hoog bo die stal is daar 'n helder ster wat skyn, helderder as enige lig wat ons vandag kan kry. Geliefdes, die van julle wie se oë nog toe is, julle kan dit gerus nou oopmaak. Net nou raak die versoeking om 'n vinnige slaapie in te werk net te groot. Maar julle mag dalk nou dink, ek was bietjie aspres gewees met hierdie beskrywing. Ek het doelbewus bietjie oordryf, veral hierdie wit duifie wat nou kamstig deur hierdie engel vasgehou is. Geliefdes, glad nie. Al wat ek nou net gedoen het, is ek het die heel eerste foto wat ek op die internet gekry het. Toe ek die woorde gesoek het, Christmas en Jesus, het ek aan julle beskryf. Ongelukkig vandag, as ons Christmas net so op die internet soek, kry ons meer foto's en prente wat gesentreerd is rondom die kersboom, wit kersfees, sneeu, geskenke, daarom Christmas en Jesus. Al wat ek gedoen het, is ek die heel eerste foto wat opgekom het, toe ek dit gesoek het ek nou aan julle beskryf. En geliefdes, ek wil graag daardie foto, daardie prent vir julle wys. Dit gaan nou op die skerm verskyn. Soos julle kan sien, ek het nie oordryf nie. Daar is die spierwit duifie wat die engel vashou. Die diere wat so nuuskierig is, die klere wat al te netjies is. Alles lyk net so perfek. Al wat ek gedoen het, ek het die nommer 1 foto op die internet beskryf, wat ons kry as ons die woorde Christmas en Jesus soek. Kersfees is oor romantiseer. En ongelukkig is die enigste verbintenis wat soveel mense met Kersfees het, alleenlik die baba Jesus in die krib. En geliefdes, ja, die krib is pragtig. Dit is wat werklik gebeur het, ons verlosser is gebore. Maar as dit ons enigste verwysingsraamwerk is tot wat Kersfees is, maak dit sin dat die boodskap van Kersfees net so vinnig soos al die Kersversierings weggebêre word en van vergeet word. Want ons benader dit dieselfde as iemand se verjaarsdag. Eenmalige gebeurtenis, iets wat een keer 'n jaar plaasvind, een geleentheid, en dit is waar die probleem na vore kom. Wanneer Kersfees hoofsaaklik net oor die geboorte van Jesus handel, oor die baba in die krib, is dit iets wat ons bewonder, is dit iets wat ons bekyk, maar dit is nie noodwendig iets wat ons lewe kom verander nie. Die baba Jesus vra nie van ons enige iets nie, konfronteer ons nie, roep ons nie tot bekering nie. En daarom is dit vir die wêreld en ongelukkig baie kerke makliker om eerder net by die krib te bly en nie die kruis enigsins te benader nie. Want die kruis vra nie net bewondering nie, maar verandering, vernuwing, toewyding, gehoorsaamheid, opoffering. Die krib sonder die kruis is 'n eenmalige gebeurtenis, ja. Iets wat ons vier, wat ons geniet, en daarna aanbeweeg met ons lewe. Dan maak dit volkome sin, dat ons sal sê, maar Kersfees is verby, kom ons keer nou weer terug na normaal toe. Maar Kersfees is nie net die krib nie. Dit is die krib tot die kruis. Ons verlosser
is gebore, soos wat God hoeveel honderde, duisende jare terug beloof het, dit sal gebeur. Maar saam met dit weet ons ook ons verlosser het geleef. Hy het 'n impak in soveel mense se lewens gemaak. En boonop dit het hy al ons sondes op homself geneem en dit afbetaal aan die kruis. Hy het God se liefde en genade aan ons kom openbaar, nie net deur sy geboorte nie, maar deur sy kruisiging. En geliefdes, as dit ons beskouing van Kersfees is, dan kan ons nie anders as om die waarheid daarvan elke liewe dag te herdenk nie. Elke liewe dag uit te leef en te groei in ons verhouding met God. Daarom wil ek vandag die stelling maak. Ja, dit is normaal om die fisiese kersboom en alles wat daarmee gepaard te gaan weg te bære wanneer jy voel dit die regte tyd is. Moet asseblief net nie Junie maand na my toe kom en vra, maar mag die kersboom nog op wees nie? Dit gaan 'n unieke gesprek wees. Geliefdes, dit is normaal. Maar dit is nie normaal om die kersversierings wat ons hier in ons harte op het, die ware boodskap van Christus, om dit saam met die ander weg te bære nie. Dit moet daar bly. Elke dag van elke jaar. Die boodskap van Kersfees is heeltemal te kragtig, te mooi, te besonders, te kardinaal deel van wie en wat ons is, om dit net een keer 'n jaar te herdenk. Daarom moedig ek elke liewe een van julle vandag aan, neem 'n tydjie en ondersoek jouself, praat dalk met mekaar indien jy bereid is. Gaan kyk mooi na watter versierings het ek in my hart nog? Watter kersversierings skyn nog helder hier binne my? Waarvan getuig dit? Getuig dit dalk net van die krib, die baba Jesus? Bedoelende daar's nie enigsins ruimte vir die lewe van die Here en sy kruisiging nie. Is die versierings hier binne dalk al klaar afgehaal en weggebêre? Dan wil ek elkeen van julle versoek, gaan haal daardie boks en hang die waarheid weer hier in julle harte op. Of getuig dit wat in julle harte aangaan van ons Here se geboorte, sy lewe en sy kruisiging. Geliefdes, ek sluit af deur 3 tekste vir ons te lees. Die eerste teks gaan handel oor Jesus se geboorte, die tweede oor sy lewe en die derde oor sy kruisiging. 'n groter prent tot wat Kersfees vandag is. Die eerste gedeelte wat ons lees kom uit Lukas 2 van vers 10 tot 14. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Hier sien ons die geboorte van Jesus, die vervulling van God se belofte, en die hemel en die aarde juig saam. Dit herinner ons dat Kersfees begin met 'n groot blydskap, die lig van ons Here wat in hierdie gebroke wêreld kom skyn. Maar let op, die krib is net die begin. Dit is nie die hele verhaal nie. Die lig en blydskap wat ons hier vind, is 'n uitnodiging om deel te raak van God se groter plan en dit nie net te bewonder nie, maar eerder opreg in te tree en te sê, Here, ek wil deel wees. Die tweede teks kom uit Lukas 4, vers 16 tot 22. Hy het ook in Nasaret gekom, waar hy groot geword het, en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profete Jesaja vir hom aangegee, en hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig.
Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak het en aan die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Hier sien ons dat die baba Jesus van Bethlehem is nou 'n man van Nasaret. Jesus bly nie 'n baba nie. Hy staan op, hy word groot, hy tree op en hy verklaar self waarvoor hy gekom het. Hy maak dit duidelik dat sy geboorte nie 'n doel op sigself was nie, maar die begin van die blye boodskap wat verkondig word. En ons word geroep om deel van hierdie blye boodskap te wees. Die laaste gedeelte wat ek vir ons lees, Romeine 5, ons lees van vers 1 tot en met 14. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, self nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal mens miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Geliefdes, Kersfees eindig nie wanneer ons die liggies afskakel en die kersboom en al die versierings wegbêre nie, nee. Kersfees eindig wanneer ons ophou leef in die waarheid dat God mens geword het. Dat hy geleef het en dat hy werklik vir ons gesterf het. Eers as daardie versierings hier in ons hart afgehaal is, dan eindig Kersfees eers. Die krib herinner ons dat God naby gekom het. Jesus se lewe herinner ons dat God ons roep tot gehoorsaamheid, 'n nuwe lewe in hom. En die kruis herinner ons dat God se liefde vir ons is nie goedkoop nie, maar hy het dit betaal vir ons vryheid. Mag dit wat ons vandag gehoor het, nie saam met al die kersversierings weggebêre word nie. Mag die lig van Christus in julle harte brand, lank na hierdie feestyd verby is. En daarom keer ons nie terug na normaal nie, want Christus het vir ons 'n nuwe normaal gebring. En dit is 'n lewe gewortel in hom. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte.
Here, dankie dat ons vandag steeds Kersfees kan herdenk. Help ons asseblief, Here, dat ons sal wegbreek van die tradisie en eerder op u woord, die teologie, sal fokus. Kersfees is 'n waarheid wat in ons brand. Versierings wat ons op ons harte kom plaas. Help asseblief dat dit nooit weggeberre sal word nie. Dat ons elke dag u oorwinning aan die kruis, u lewe en die geboorte sal vier, sal herdenk, en dat ons sal weet, my Here, ons verlosser leef. Ons dankie en ons prys u heilige naam. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.